Alle werknemers ervaar stres in die werkplek op sekere tye in hul loopbaan. Besighede moet daarom 'n omgewing skep waar werknemers 'n balans kan kry tussen werk en hul daaglikse lewe, sodat hulle optimaal kan funksioneer. Stres is 'n geestelike toestand, veroorsaak deur emosionele druk of spanning as gevolg van die eise van sekere omstandighede. Werknemers ervaar stres wanneer daar 'n wanbalans is tussen die eise van die werkplek en die werklike taak wat uitgevoer moet word. Oorsake van stres in die werksomgewing sluit in baie swaar werkslading, onrealistiese doelwitte en spertye, lang werksure met onvoldoende breuke, veranderinge van taaksbeskrywing, bestuur en tegnologie. Besighede moet stres in die werkplek bestuur om verskeie redes. Minimaliseer afwesigheid en behou produktiwiteit, verminder konflik en interpersoonlike probleme. Om stres te bestuur, kan werknemers effektiewe tydsbestuurstrategieë toepas, 'n gebalanseerde leefstyl handhaaf wat gesonde eetgewoontes en oefening insluit. 'n Krisis is 'n onvoorsiene omstandigheid wat 'n groot verandering in die organisasie teweegbring en kan lei tot intense moeilikheid, probleme en gevaar vir die besigheid. Voorbeelde sluit in onklaarraking van masjinerie, ernstige siektes wat baie werknemers raak en 'n onverwagte afname in inkomste of wins. Besighede kan krisisse bestuur deur vinnig en effektief te reageer en die reël van ontlontingssessies vir almal wat direk by die krisis betrokke was. Verandering neem belanghebbendes van die huidige na 'n verlangde toekoms deur die proses van bestuur en verandering. Interne veranderinge kom voor binne in die besigheidsomgewing en word beheer deur die besigheid. Voorbeelde sluit in nuwe doelwitte vir die besigheid en afleggings. Eksterne veranderinge kom voor binne in die eksterne omgewings en kan nie beheer word deur die besigheid nie. Sosiale faktore soos armoede en werkloosheid of ekonomiese faktore soos 'n verhoging in rentekoerse is goeie voorbeelde hiervan. Besighede kan verskillende modelle en teorieë toepas om verandering te bestuur. 'n Algemene model is die van John P. Kotter se afstappe veranderingsmodel wat die volgende insluit. 1. Skep 'n gevoel van dringendheid deur die werknemers te motiveer. 2. Vorm 'n magtige koalisie. 3. Ontwikkel 'n visie en 'n strategie. 4. Kommunikeer die visie gereeld. 5. Bemagtig 'n breë gebaseerde optrede. 6. Skep kortertermyn oorwinnings. 7. Bou voort op verandering. En 8. Veranker die veranderinge in die ondernemingskultuur. Groot veranderinge wat besighede en mense kan ervaar sluit in werkloosheid, afleggings, globalisering, regstellende aksie. Werkloosheid kom voor wanneer mense wat gewillig is om te werk, nie werk kry nie. Baie werklose mense sukkel om reg te kom met werkloosheid, wat weer kan lei tot siektes en depressie. Afleggings kom voor wanneer besighede die aantal werknemers verminder vir operasionele redes. Globalisering veroorsaak dat plaaslike besighede sukkel om te kompeteer met groter oorseese markte. Die verkleining van globale marke beïnvloed die wyse waarop besighede handel dryf met verskillende lande. Regstellende aksie is 'n wetlike vereiste wat verseker dat besighede gelyke geleenthede in die werkplek bied aan mense wat uit die voorheen benadeelde groepe kom. Aan die ander kant kan dit veroorsaak dat besighede mag sukkel om vaardige werkers te vind uit die voorheen benadeelde groep. Besighede kan die volgende strategieë gebruik om globalisering te bestuur. Verken en betree nuwe markte vir hul produkte. Bly op hoogte van nuwe tegnologie, prosesse en ontwikkelings. Besighede kan regstellende aksie bestuur deur pas die gelyke indiensnemingsplan toe deur werksgeleenthede te verskaf aan geskikte, gekwalifiseerde, voorheen nie stemgeregtigde Suid-Afrikaners. Voorsien vaardigheidsopleiding vir werknemers wat daarvoor in aanmerking kom vir toekomstige bevorderings.
Besighede kan ook verandering in die werkplek bestuur deur werknemers te bemagtig met oplossings vir stres en verandering, deursigtig te bestuur deur konsultasie en kommunikasie,